Welkom by episode 2 van Nou die Blou. Ons is hier by Grizzlies Rugby Club. Saam in die ateljee sit Aye Leroux. Aye is die direkteur van rugby daar by Montana. Aye, lanklaas gesien, welkom terug in Pretoria. Toe ek en jy mekaar laas sien, was daar in Kimberley. Toe jy nog vir die kwaste gespeel het, baie welkom hierso. Bly my hier te kan kry, jy's nou by Montana, direkteur van rugby. Hoe gaan dit daar by die skool? Eerstens, dankie, is voorreg om hier te wees. Ek weet nie of ek moet sê coach en of ek moet sê Jaco nie. Ons kom al jare saam. Maar ja, op die oomblik gaan dit goed. Ons is nog baie werk wat voor lê. Maar sover gaan dit regtig goed. Nou is ons 'n nuwe energie by die skool, nuwe passie rondom die seuns en in die gemeenskap en die afrigters almal wat daar betrokke is. So ja, sien uit wat die toekoms inhou daar. Ja, die van julle wat nie weet jy, Aye het vir my gespeel daai tyd in Oeverkruin. Ons gaan nou 'n bietjie oor hulle ook praat. Aye, daai omgewing daar het baie goeie laerskole. En ek weet die uitdaging is altyd om die kinders daar te hou by die laerskool. Stefanus, Roos, Wonderboom, Magalies Kruin. Dan in Pretoria Noord is daar 'n klomp skole daarso, daar in Milan en goed is nê. Wat is julle planne vorentoe met die laerskool wat julle daar het om die kinders daar te hou? Ja, so dit is een van ons heel grootste fokuspunte nou in die begin is. Ek weet almal sê dit nog altyd as ons die beste seuns aan daai kant kan hou, gaan nog nie 'n skool in Pretoria wees wat sommer kan kompeteer nie. En dis ons regtig groot doelwit in die begin. Ons het daar nou klomp goed in plek sodat ons seuns nie meer met bussies en goed aangery word van die ander plekke in Pretoria nie. Ja, ek stop daar met die bus. Hulle stop daar naby, een van die dae gaan hulle daar so oor spikes of iets hier, hè. Nee, ek joke. Maar ja, op die oomblik as ek net moet vat ons onder 14s van die jaar sou nou vir eerste plek gespeel het teen Westfalia in die Pikreeks. Ongelukkig het dit uitgereën nou die Pikreeks goed en daar's nog steeds 8 spelers uit daai area weg, 4 wat vir Afrise onder 14 speel. Ja. En hulle is tans op die oomblik een van die beste onder 14 spanne in die land. Ja, so wys mense net die talent wat van daar af kom en as ons daai talent kan vashou, sien ek uit vir ja, nee, ja, ek sien uit daarna. Ek weet julle gaan 'n groot werk daar doen en die area het dit nodig. Ek dink dis die groot ding vir my. Ons gaan 'n bietjie praat vandag oor hoërskool rugby. Kom ons praat eers oor laasweek se uitslae. Ons gaan begin by die STC Cup afdeling. Help mekaar teen Menlo Park 36-33. Nou ek was betrokke gewees by Menlo Park vir so jare en 'n half gewees. Daai span het mekaar altyd dopgehou. Ons het laasweek ook oor gepraat is onder 14, 15, 16s was hulle in die semifinale gewees. Saterdag het hulle bordjies vir die eerste keer verhang. Ek dink is 'n groot uitslag vir Menlo Park. Ek dink die kaptein Keen het 19 punte aangeteken en die game gewen. En jy weet self nê, om by help mekaar te wen is nie maklik nie. Ja, vir my is dit so bietjie moeilik. Al twee spanne se afrigters, een RJ Liebenberg som opgespeel by Kwaste en Andries Ferreira by Vrystaat en by Liefs. Wat teen mekaar gaan net so kan nie regtig kieskeurig wees, maar ek moet sê dit wat Menlo die jaar sover doen, hulle is op 'n goeie plek en sterk eerste span. Ek sien die ander spanne het almal gewen van help mekaar, maar was ook maar naby wedstryde gewees. Dan het ek laasweek dit gekol. Jy weet ook nou alself, jy het ook al vir die Pumas gespeel. As jy Nelspruit toe gaan hè, is dit nie maklik nie. Vir enige skoolspan, baie het gesneel laas jaar het Monument ook al verloor. 'n Paar groot spanne daar geval. Nelspruit het 31-24 gewen. Ek het daai wen 3 gesien wat 'n baie mooi 3 was van die vleuel daarso van Nelspruit. Die STC gaan 'n gevaarlike, ek dink die spanne is oop. Daar's baie, ek dink die top 3-4 spanne is naby mekaar en dan die res gaan mekaar jag. Nee, definitief. Ek dink dit gaan nie kompetisie wees wat een of twee spanne oordonder vir die seisoen nie. Ek dink daar gaan baie kompetisie wees. Daai 8ste man van Nelspruit, hulle kaptein, ek dink van Pretoria af, ja. Ek dink hy kan definitief aanspraak wees later in die jaar vir moontlike SA skole of SAA groep. So ja, die talent in hierdie STC kompetisie is amazing. En dan 'n groot wedstryd wat die naweek was in die plaat afdeling was Oosmoed teen Middelburg gewees. Ook groot vriende van ons, Bram is daar betrokke en die manne van Middelburg, daai rooi bulle is altyd gevaarlik. 23-21. Wat 'n naalbuiter was dit gewees. Ek weet Middelburg, HTS Middelburg het spanne soos EG Jansen gewen wat laas jaar baie goed was. Nou, wel ek moet sê HTS Middelburg het met 'n bang begin die begin van die jaar. Die Januarie doen goeie werk. Daar sal dit mooi begin draai, maar Bram ook so daarso by Oosmoed. Daai Moetsiens is altyd taaf, is hard daarso
En as ek net moet vat, ons het op dieselfde plek getoer as Oosmoed. Hulle het vir Trio daarso gewen. Hulle het 'n goeie wen gehad van Bergsig van Oos-London dink ek of Port Elizabeth. En 'n tough game gehad teen Milnerton wat ook baie sterk is. Bramel het amper vir Waterkloof gewen by Waterkloof. So daai Oosmoed span is regtig sterk. Ek dink hulle gaan 'n paar verrassings maak in hierdie Noord-Vaartreeks. Ja, moet tot die dood. Ja, dis wat ek al sê. Dan in die 6 afdeling 2. Ek was toevallig al gewees vir die capping ceremonie en hulle wedstryd Vrydag aand het ek bygewoon. Centurion teen HTS John Foster. Ek het die game opgehou. Dit was regtig 'n baie goeie wedstryd geweest. Die telling was 31-10 wat nog vir my nog steeds, ek dink as jy by die wedstryd was John Foster het regtig baie goeie rugby gespeel. Kon dit die punte aanteken, maar Welk vandaan aan Centurion. Ook 'n skool wat gaan opkom, hulle het goeie afrigters daar, jong afrigters en 'n baie goeie nuwe hoof wat hulle aangesluit. Lappies het die Kruiweek afgerig 'n paar jaar terug. Ja, nee, definitief. As ek net moet vat die hoeveelheid kaliber afrigters wat nou deur skole opgelewer word, is amazing en hoe sterker die skole raak, hoe meer kompetisie is, hoe hoër word die vlak van rugby. So is 'n goeie resultaat vir hulle. Julle sal sien die son het ons bietjie gevang aan hier 'n bietjie van 'n wit velletjie, so is amper pink. Ons kom nou net die vriendskaplike wedstryd toe. Ek gaan my eerste wedstryd begin Affies teen Garsfontein. Maar voor ek al begin, ons het laas jaar die Kruiweek onder 13 gewen alja met 'n baie fenominale span. Nou baie van die seuns is in Affies en Garsfontein het ook 'n lot vir die seuns geërf en baie seuns ook van dalk vir die Boland van die Kaap afgebring. En as jy gaan kyk na Pretoria Boys High, ook 'n sterk groep. So vir die eerste keer, ek dink in 'n lang tyd het die Bulle, die Kruiweek span wat die Kruiweek gewen het onder 13, gehou in Pretoria. So al die seuns is hierso. Ek dink dis in daai 3 skole en nog 'n paar ander skole. Is dit die fondasie wat ek dink, as ek nou kan sê, hulle sal verseker die Grand Combo kan wen, want alles is in plek daarso. Die gehalte rugby wat ek gesien het Saterdag daarso was baie goed geweest. Deur al die spanne geweest was dit Garsfontein het baie naby. Eerste helfte was close stellings geweest en hier teen die einde, die laaste 15 minute, 20 minute het Affies maar net deurgewerk. Die damwal het gebars soos ons altyd sê. Maar die hoofwedstryd vir die dag, Afrikaans hoort teen Garsfontein wat almal verwag. So die telling is nou eintlik 2 elk. Garsfontein die eerste 2 gewen en nou het Affies die volgende 2 gewen. 41-25. Jy ken nou baie van hy seuns, jy ken die afrigters daarso. Wat is ons kanse vorentoe met die span wat ons daarso het met die spanne in Pretoria? Veral vir die Kruiweek wat nou om die draai is. Wel, ek dink eerstens geluk aan Affies. Daar is 'n massiewe resultaat. Garsfontein het nie 'n swak groep hierdie jaar nie, maar so ook Affies. Die tweeling daarso by Affies doen besonderse werk daarso. Maar ek dink val laas jaar met Kruiweek onder 13 Kruiweek om terug te gaan na dit toe. Ons het nie net daai Kruiweek gewen nie. Dit was amper oortuigend geweest. Al daardie wedstryde was oortuigend wat hulle gewen het. En Bloubaal rugby laaste paar jaar is al die fokus op die Kaapse skole en die Kaap, maar as ons die regte groep bymekaar kan sit, dink ek gaan ons 'n regtige 'n groep bymekaar kan sit wat hierdie jaar by Kruiweek nie net kan kompeteer nie, maar wat 'n kans staan om 'n Kruiweek te kan wen. Ek sê saam met jou definitief daarmee. Dan die tweede wedstryd vir die dag was gewees Pretoria Boys High teen Maritzburg College. Nou ons weet Pretoria Boys High is besig om op te tel. Maritzburg College het 'n finale groep 2 jaar terug gehad onder 16s. Hulle het 'n baie goeie eerste span. Die telling daar was 45-28 vir Maritzburg College. En Marnus is betrokke by Maritzburg College, wat 'n paar jaar terug by Garsfontein direkteur rugby was. Wat is jou indruk van die twee skole? Wel, ek moet sê daai Pretoria Boys, daai veral as mense na hulle juniors kyk, hulle juniors is regtig besig om baie sterk te raak. Coach Paul Anthony was 'n groot rol in my loopbaan gespeel en ek weet daai seuns is in goeie hande as hulle onder hom is. Maar so ook Maritzburg College kwaliteit afrigters, so kwaliteit seuns wat daar is. Ook bitter baie seuns wat hier van ons area afkom wat daar gaan rugby speel. Maar ja, die ding is Ronnie Cook het nou die dag so 'n artikel geskryf oor skole rugby en goed. Ek dink nie skole rugby gaan enigsins sak nie. Dit is ek dink ons het die beste skole rugby stelsel in die wêreld en die talent wat ons jaar na jaar oplewer is amazing. Dan die derde wedstryd daar Swartkops teen Hoërskool Volksskool daar van Heidelberg. Dan 75-12 vir Swartkops. Het Swartkops ewe skielik opgetel. Wat gaan daaraan?
Ja, so ek moet sê hierdie groepie van Swartkops nou, hulle het 'n paar onder 17s wat regtig flippend goed is. Laas jaar toe ek by Transvaal nog hulle delekteer was, het ons in die semifinaal net teen daardie onder 16s verloor. Hulle het toe ultimately het gewen. Die jaar voor dit presies dieselfde geval gewees en die jaar voor dit het Transvaalia hulle gewen. So daardie is regtig 'n bittersterk groep van Swartkop en Marnay Kutse, oud Puma speler wat daar betrokke is, regtig lekker om te sien dat hulle goed doen. Baie is 'n baie goeie resultaat. Dan die laaste een is nou jou skooltjie daar so Montana teen Klerksdorp. Telling was 34-24. Dankie resultaat wat julle gehad het, maar julle het geweet dit is 'n bouproses en julle moet goeders vat. Julle semifinale en finale het uitgereen en het hierdie vriendskaplike wedstryd gemaak. So ek was er nie daar gewees. Stel 'n bietjie meer voor hoe was die game geweest? Ja, so vir ons dit was lekker geweest om teen Klerksdorp te kan speel. Dit is altyd hard en altyd fisies. Hulle het ook 'n lekker groep hierdie jaar. As ons nie gespeel het nie, sou ons vir 4 weke afgewees het voordat ons nou in die liga moet ingaan. So ons het so benader. Ons het 'n paar ouens uit, ons kaptein Hendro Skuman, laas jaar onder 17 bulle gespeel het. Hy is nog uit met 'n besering en dan was daar 3 spelers van ons wat klein niggles het rakend dit nie om verskonings te maak of goed nie. Ons het genoeg gedoen die dag om dit te wen, kon net nie afrond nie, maar alle krediet aan Klerksdorp. Hulle het ook goed gespeel, is altyd fisies teen hulle. Maar ons het genoeg uit dit uitgekry. Ek haat verloor, ek's baie kompeterend, maar om so te sê ons het regte foute gemaak vir voor die liga, goed om aan te werk en sien uit vir Noordvaal om te begin. So ons gaan gou 'n bietjie breek vat. Ons gaan julle nou gou sien by Nou die Blou. Dan gaan ons 'n bietjie praat oor die Wilde Klawer en wat daar gaan gebeur. Die wedstryd begin vanaand, so ons sien julle gou binnekort, gaan kry ietsie en ons sien julle nou.